Genesis, hoofstuk 41. 2 jaar het verbygegaan. Toe droom die farao dat hy langs die Nyl staan. Hy sien toe hoe dat 7 koeie uit die Nyl kom en langs die oewer in die gras begin wei. Die koeie was spekvet en gesond. Toe kom daar nog 7 koeie uit die Nyl op en gaan staan langs die eerste 7 koeie. Maar hierdie koeie was egter baie maar en in 'n slegte kondisie. Skielik vreet die maar koeie wat in 'n slegte kondisie is, die spekvet en gesonde koeie op. Daarop het die farao wakker geskrik. Hy het weer aan die slaap geraak en 'n tweede droom gedroom. Daar het 7 koringare opgeskiet aan een stingel. Die koringare was mooi vol are. Toe skiet daar 7 ander are op aan 'n stingel, maar hierdie are was verdroog en verskroei deur die oostewind. Toe vreet die verdroogde en verskroeide are die mooi vet are op. Toe skrik die farao wakker uit die droom. Die drome het die farao ontstel en hy het vroegoggend al die geleerdes en die wyse manne van Egipte na hom ontbied. Die farao het die 2 drome aan hulle vertel, maar daar was niemand wat die drome kon uitlê nie. Toe sê die hoof van die skinkers aan die farao: "Ek dink vandag terug aan die keer toe ek teenoor u oortree het. U was baie kwaad vir my en die hoof van die bakkers. Toe het u ons in die tronk gesit onder die bewaking van die hoof van die leiwag. Een aand het ek en die hoof van die bakkers elkeen 'n besonderse droom gehad, elk met sy eie uitleg en betekenis. Die hoof van die leiwag het 'n Hebreëse jong man as 'n slaaf gehad. Ons het die drome aan hom vertel en hy het aan ons die uitleg van ons albei se drome gegee. En alles het gebeur presies soos wat hy dit aan ons uitgelê het. Ek is in my amp as kinker van die farao herstel en die hoof van die bakkers is aan 'n paal opgehang." Die farao het onmiddellik vir Josef ontbied. Hulle het Josef uit die tronk gaan haal, hom laat skeer en skoon aantrek en toe na die farao geneem. En die farao sê vir Josef: "Kyk, gisteraand het ek 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit vir my kan uitlê nie. Maar ek het gehoor dat jy 'n droom kan uitlê deur dit net aan te hoor." Josef antwoord toe die farao: "Nee, my heer, dit is nie ek wat dit doen nie, maar dit is slegs God wat u drome kan uitlê." Toe vertel die farao sy droom aan Josef. "In my droom het ek op die kant van die Nyl gestaan. Daar het 7 koeie uit die Nyl gekom en op die oewer begin wei. Hulle was spekvet en gesond. Toe kom daar 7 ander koeie uit die Nyl op. Hierdie koeie was maar en in 'n baie slegte kondisie. Ek glo nie ek het al ooit sulke maar koeie in die hele Egipte gesien nie. En skielik vreet die 7 maar koeie die 7 vet koeie op. Nadat hulle die vet koeie heeltemal verslind en ingesluk het, kon 'n mens nie eers 'n verbetering aan hulle kondisie sien nie. Hulle was steeds net so maar soos voor hulle die vet koeie ingesluk het. Toe het ek wakker geskrik. Ek het weer gedroom. Daar het 7 koringare opgeskiet aan een stingel. Die koringare was mooi vol are. Toe skiet daar 7 ander are op aan 'n stingel, maar hierdie are was verdroog en verskroei deur die oostewind. Toe vreet die verdroogde en verskroeide are die mooi vet are op. Ek het al die geleerdes en wyse manne van Egipte bymekaar geroep en aan hulle die drome vertel, maar hulle kon dit nie uitlê nie." Toe antwoord Josef die farao: "Hierdie 2 drome wat die farao gehad het, het eintlik net een uitleg. God het deur die drome aan die farao bekend gemaak wat hy gaan doen. Die 7 vet koeie en die 7 vol are is 7 jaar. Die drome het een uitleg. Aan die ander kant is die 7 maar koeie en die 7 verdroogde en verskroeide are ook 7 jaar, maar dit sal jare van hongersnood wees. Soos ek vroeër aan u gesê het, God het deur die drome aan die farao bekend gemaak wat hy gaan doen. Egipteland sal binnekort 'n tydperk van 7 jaar se oorvloed binnegaan. Daarna kom daar 7 jaar van hongersnood. Dit sal so erg wees dat die 7 jaar van oorvloed vergete sal wees. Egipteland sal op sy knieë gedwing word deur die hongersnood. Niemand sal die goeie jare onthou tydens die hongersnood nie. So erg sal dit wees. Omdat God hierdie dinge beslis gaan laat gebeur, het hy die droom 2 keer aan die farao gegee. U moet dan nou 'n man met insig en wysheid aanstel oor die hele Egipteland. U moet ook opsigters reg oor die hele Egipteland aanstel wat 1/5 van alle oeste insamel en wegbêre tydens die 7 jaar van oorvloed.
Hulle moet hierdie voedsel insamel en wegbêre in al die dorpe en stede. Dit moet alles onder u gesag plaasvind. Wanneer die 7 jaar van hongersnood dan kom, sal daar genoeg voedsel in die dorpe en stede wees om vir die mense te gee. Sodoende sal die land nie weens die hongersnood vergaan nie. Die farao en al sy amptenare het die plan van Josef goedgevind. Daarop vra die farao aan sy dienaars: "Is daar dan nog 'n man soos hierdie waarin die gees van God is?" En die farao sê vir Josef: "Kyk, aan jou het God al hierdie dinge openbaar. Daar is dus nie 'n ander man wat jou wysheid en insig het nie. Daarom stel ek jou dan nou aan oor my hele huishouding. My hele volk sal na jou luister en jou bevele gehoorsaam. Van nou af is jy in beheer van alles, en ek sal slegs deur die troon hoër wees as jy. Ek stel jou aan oor die hele Egipte." Daarop het die farao sy seelring afgehaal en dit aan Josef se vinger gesteek. Hy het ook 'n goue ketting om Josef se hals laat hang en vir hom nuwe klere van linne laat aantrek. Josef het op die farao se tweede strydwa gery. Hulle het voor hom uitgeroep: "Kniel!" En Josef is oor die hele Egipte aangestel. Verder het die farao vir Josef gesê: "Alhoewel ek die farao is, mag niemand in Egipte 'n vinger verroer sonder jou toestemming nie." Die farao het Josef Safenat Paneah genoem. Hy het die priester van On, Potifera, sy dogter Asenat aan Josef gegee as vrou. Josef het deur die hele Egipte getrek. Toe Josef oor die land aangestel is deur die farao, was hy 30 jaar oud. Josef het van die farao af weggegaan en deur die hele Egipte getrek. Tydens die 7 jaar van oorvloed het die landerye groot oeste opgelewer. Gedurende die 7 jaar van oorvloed het Josef die voedsel van die landerye rondom die dorpe en stede ingesamel en gestoor in daardie dorpe of stede. Josef kon nie al die koring tel wat hy laat insamel het nie, omdat dit te veel was om te tel. Dit was so baie soos die sand van die see. Die priester van On, Potifera, sy dogter Asenat, het 2 seuns vir Josef in die wêreld gebring. Hulle is gebore nog voordat die 7 jaar van hongersnood aangebreek het. Hy het sy oudste seun Manasse genoem, wat laat vergeet beteken. Josef het gesê: "God het my gehelp om van my swaar kry en my familie te vergeet." Josef het sy jongste seun Efraim genoem, wat vrugbaar beteken. Josef het gesê: "God het my baie vrugbaar gemaak in die land van my swaar kry." Toe kom die 7 jaar van oorvloed tot 'n einde. Die 7 jaar hongersnood het aangebreek, presies soos Josef die droom aan farao uitgelê het. Daar was hongersnood in die lande rondom Egipte. In Egipte was daar egter genoeg voedsel. Die mense in Egipte het honger geword en na die farao gegaan vir kos. Die farao het hulle geantwoord: "Gaan vra vir Josef en voer sy opdragte uit." Dit was 'n swaar hongersnood reg oor die hele wêreld, asook oor Egipteland. Josef het die skure oopgemaak waarin die koring gestoor is en voedsel aan die Egiptenare verkoop. Van reg oor die wêreld het daar mense gekom om koring by Josef te koop, want die hele aarde was in die greep van die hongersnood.